So kom ons bid saam. Onse Hemelse Vader, vandag het ons 'n baie groot stuk van u genade nodig, van u vertroosting, van u ondersteuning. Dankie dat u met die dood en die gevolge van die dood so goed bekend was. En dat dit juist daarom was dat u die keuse uitgeoefen het om vir ons te sterwe. Dankie dat u vir ons die hoop van die ewige lewe berei het. Daarom bid ek vir die gesin vanoggend, vir elke toehoorder, dat u genade net vir elkeen van ons sal omvou in hierdie oomblik en bekragtig. En ons dankie vir die woord, dat die woord ook sal uitgaan as 'n bemoediging en as 'n troosting, maar dat die woord ook sal uitgaan as 'n skerp, tweesnydende swaard, sodat jy ook deur hierdie omstandighede van dood u doel kan bereik. En dat die lewe van en dat die sterwe van sal wees soos 'n koringkorrel wat in die grond val en sterf, maar veel vrug voortbring. Dat u die omstandighede van dood sal gebruik, dat ook hieruit lewe sal voorkom. En ons dankie daarvoor, in Jesus ons Here. Amen. Kom ons neem ons plekke. Ja, ek glo kan vanoggend namens elkeen wat hier so is, kan ek sy gesin sê, ons innige meegevoel met julle. En mag die Here werklik waar vir julle vertroos en versterk. Wat ons weet vanoggend is dat die stryd is verby. Sy stryd is verby. Maar ek wil vanoggend vir die gesin, wil ek net vanoggend sê ook baie dankie vir die manier wat julle ook vir haar ondersteun het en gedra het in die jare wat verby is. Dit is so maklik. Vandag, as dinge nie altyd in die huwelik loop soos wat dit moet loop nie, om net te sê, goed, ons gooi te op. Maar dankie dat julle vas bly staan en dankie dat julle getrou gebly het en dat julle vir haar daar was. En ek weet baie van ons sit vandag met vrae in ons hart en ek vertrou regtig die Here om vanoggend ons ook te help as ons na die woord gaan kyk om ook antwoorde op sommige van hierdie vrae te kry. En ons skrifgedeelte wat ek vanoggend met u wil deel is uit Johannes 10 vers 10 wat dan ook die tema skrif is vir hierdie byeenkoms. Johannes 10 vers 10, nou die dief, ons almal weet dit is Satan, kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek hou van die Engelse vertaling. Die Engelse vertaling gebruik sommer die woordjie kill. Hy het gekom om dood te maak, te slag en te verwoes. Maar Jesus het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Nou die tema van hierdie boodskap is twee pole. Nou die rede vir so 'n iets wat tegniese boodskap op 'n dag soos hierdie is vir die eenvoudige rede is dat ek glo dat daar sit baie mense in hierdie gehoor vanoggend wat ook spook en spartel met gedagtes en dinge en dat die woord vanoggend regtig waar vir elkeen van ons gaan inspireer en vir ons gaan help om insig te kry oor hierdie proses wat aan die gang is, wat die vyand gebruik om ons lewe en ons vrede van ons af weg te steel. Nou, die hele ding begin by Genesis 3 met die sondeval. Nou, as ons kyk na Genesis 1 en Genesis 2, dan sien ons hoe God die hemel en die aarde gemaak en alles wat daarin is. En as ons vandag kyk na die skepping rondom ons, dan kan ons maar net in verwondering staan. En toe God na sy skepping kyk, toe sê hy, dit is alles is goed wat God gemaak het. En in Genesis 3 kom die vyand in die prentjie in die vorm van die slang, ons almal ken die geskiedenis.
En van daardie oomblik af is daar 'n konflik tussen lig en duisternis. Nou as ons vandag kyk na wêreldgebeure rondom ons, dan kan ons duidelik sien hoe is die hele wêreld is letterlik in twee kampe gedeel. Die linkses en die regses, die liberale en die demokrate. Die wat staan vir lig en die wat staan vir duisternis. Die wêreld is letterlik in twee kampe gejaag. En dit se oorsprong hier in Genesis 3 waar die hele ding begin het. Nou as ons kyk na Johannes 8 vers 44, dan gee Jesus vir ons so 'n oorsig oor die aard en die karakter en die natuur van die vyand waarmee ons te doen het. En net soos wat hy vir Adam en Eva mislei het daar in die tuin van Eden met leuns, so verlei hy ons vandag nog steeds ook met sy leuns. Nou Johannes 8 vers 44 kom Jesus en hy praat met die fariseërs en met die skrifgeleerdes en hy sê vir hulle, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy, Satan, was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. Ek wil hê jy moet hierdie gedagte moet jy bietjie vashou. Hy is 'n mensemoordenaar en hy is 'n leuenaar. Nou kom ons weer terug na ons skrifgedeelte toe. Johannes 10 vers 10. Nou sien ons weer die aard en die karakter van Jesus waar hy in Johannes 10, waar Johannes die twee karakters teenoor mekaar stel. Die dief Satan kom net om te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê. Nou sien ons hierdie twee pole hoe hulle gevestig. Ons sit met lig en ons sit met duisternis. Ons sit met lewe, ons sit met dood. Ons sit met vrede, ons sit met vrees. Ons sit met liefde, ons sit met haat. Ons sit met vrede, ons sit met oorlog. Hierdie twee pole staan soos nag teenoor dag teenoor mekaar en daar is nie 'n manier wat hulle kan versoen word met mekaar nie. Nou, die Here Jesus en die teestander, en dit is hoekom ook hy teestander genoem word, want hy staan teenoor die plan en die wil van dit wat Jesus Christus wil kom doen. Hy staan teenoor dit. Nou, ek en jy, elkeen van ons wat vanoggend hier is, pas iewers in tussen hierdie twee pole. Nou, as ek nou sommer 'n voorbeeld kan gebruik, daar's mense wat betrokke is by satanisme. Hulle het heeltemal oorbeweeg na die duisterniskant toe. Daar's ander mense wat in 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus staan, hulle het oorbeweeg na die ligkant toe. So ek en jy staan nou tussen hierdie twee pole en hier is 'n speelveld waar elkeen van ons bevind iewers tussen hierdie twee pole. En nou moet ons verstaan dat hierdie speelveld is hoofsaaklik in ons gedagtes. Daar's nie 'n ander plek nie. Dis net in ons gedagtes. Elke pyl wat die vyand op ons afskiet, is in ons gedagtes. Elke ding wat ons doen, begin by 'n gedagte. Nou as ons kyk na Romeine 2 vers 15, en nou sien ons die woord wat hierso sê, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Nou, soos wat ons hierso sit, almal van ons het 'n bewussyn in ons hart van wat goed is, wat reg is en wat verkeerd is. Is dit waar? Elkeen van ons het hierdie bewussyn in ons. Want jy doen nie sommer net iets verkeerd sonder dat jy bewus is, jy doen iets verkeerd nie. Ek het altyd my kinders toe hulle klein was, veral die oudste dogter, as sy so 'n bietjie stout was, dan sê ek vir haar, kom hierso. As sy so met die handjies agter die rug gaan staan,
Nee, niks gedoen nie. Sê ek, maar dit staan op jou voorkop geskrywe. Jy weet jy het verkeerd gedoen. Kom uit daarmee, dat ons daarmee kan deel. Nou hierdie gewete wat ons het, word nou weer gekoppel aan ons gedagtes. Nou hierdie gedagtes van ons is die hele tyd besig om die een gedagte, die ander gedagte te beskuldig of te verontskuldig. Ek dink ek gaan 'n verkeerde ding doen. Dan kom die ander gedagte en sê nee, dis nie die regte ding om te doen. Doen die regte ding. So is hierdie gedagtes in ons die hele tyd besig om teenoor mekaar te stry. En tussen hierdie gedagtes sit ons met 'n keuse aan watter gedagte gaan ons toegee. Gaan ons aan die duisternis gedagte toegee of gaan ons die duister gedagtes vervang met 'n liggedagte? Nou is hier 'n baie interessante skrif, 1 Petrus 5 vers 8, waar die Here sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek, wie kan hy verslind? Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Nou sien ons weer hierdie twee pole. Die Satan wil verslind, Jesus wil red. Hoe soek hy wie hy kan verslind? Hoe doen hy dit? En sy taktiek het oor al die jare nog nooit verander nie. Want die eenvoudige taktiek wat hy het, wat hy gebruik, werk. Dit werk vir almal van ons. Nou, die van ons wat lief is vir die natuur, sal weet hoe 'n leeu jag. Die leeu's kom by mekaar en dan sonder hulle een spesifieke bok af. Dan begin hulle daai bok, of daai dier wat hulle wil vang, begin hulle hom afkeer. En die oomblik as hulle hom afgekeer het en hulle het hom geïsoleer, dan vang hulle hom en dan kan hulle hom verslind. Nou, dit is presies dieselfde taktiek wat die vyand ook gebruik. Hy kom in jou gedagtewêreld en hy begin met jou spook oor allerhande dinge. Dan begin hy vir jou afsonder. En dan is die volgende ding is, hy laat jou lê. En as hy vir jou laat lê het, dan begin hy om jou te verslind. So hierdie is 'n proses wat hy algemeen gebruik, en hy gaan ook nie afwyk van sy proses nie, want dit werk vir hom. Nou is dit 'n baie algemene ding, wanneer jy iets verkeerd gedoen het, is dit baie moeilik om dit na die lig te bring. As jy iets verkeerd gedoen het, dan wil jy dit vir jouself hou. Nou sien, daar begin nou alreeds die proses van isolasie. En as ons die ding nie stop in ons lewe nie, dan gaan hy verder en hy gaan verder, en hy kom op die einde van die dag, kom op 'n punt, wat nou tot 'n uiterste gaan, soos wat ons nou vandag hier ervaar, as ek dit met permissie mag sê. So hy keer jou af, hy sonder jou af, dan laat hy jou lê, en dan verslind hy jou. Nou, uit 'n paar punte wat ek hier wil aanhaal, hoe hy te werk gaan. Die eerste een is, hy vat jou fokus, en hy neem dit weg van wat werklik saak maak. Nou, hoe hy dit doen is, hy hou ons net eenvoudig besig met allerhande dinge wat nie regtig saak maak. Dit is sport, dit is werk, dit is plesier, dit is TV, sosiale media, al die goedjies waarmee hy ons besig hou, om te verhoed dat ons fokus op dit wat saak maak, en baie keer dit wat saak maak is wat binne in ons aangaan, en dat ons dit wat binne in ons aangaan ignoreer, en ons probeer dit toesmeer met allerhande dingetjies waarmee ons besig word. Ek het eendag 'n baie interessante ding gehoor, van die kinders wat so die doef musiek luister. Ek hoop nie daar is van julle hier vanoggend nie. Maar die kinders wat die doef musiek luister, nou die effek van daai doef musiek is, dit het 'n psigologiese inwerking op die mens, en as jy na daai musiek luister, kan jy nie dink nie. Gaan kyk bietjie daarna. So daai doef musiek het 'n manier om jou fokus en jou aandag weg te vat, van dit wat regtig saak maak. Die tweede een is verslawing. Nou verslawing kom die vyand en hy breek jou emosioneel af. 'n Ou wat nou regtig maar 'n ernstige drankprobleem het ook nie meer 'n selfbeeld nie. Alles word so afgebreek in hom. Jy sak in 'n gat waar jy nie kan uitkom nie. En nou baie keer wat gebeur is,
Vir alles mense in emosionele gate insak. Ek sien nou maar deesdae baie ook met die kinders, as ek hoor wat ons kinders sê wat in die onderwys is, as die kinders net 'n bietjie besig is by die skool, dan word daar vir hulle pilletjies gegee om hulle te kalmeer. En op die einde van die dag raak jy afhanklik van daai pilletjies om jou te kalmeer. As jy nie pilletjies in het nie, dan het jy amper 'n reg om op te tree soos wat jy optree. En dan die derde belangrike ene is ons verlede. Hy wil ons voortdurend verhinder of herinner aan ons verlede. Nou ek sê altyd, as ons net op daai punt kan kom dat ons verlede kan agterlaat en ophou om ons verlede soos 'n dooie hond agter ons aan te sleep. Maar dit is die taktiek van die vyand. Hy wil ons heeltyd verhinder aan ons verlede, van dit wat ons gedoen het, wat ons nie moes gedoen het nie, of dit wat ons nie gedoen het nie, wat ons moes doen. Al die verkeerde dinge wat ons gedoen het, word jy aan herinner op 'n gereelde basis. En alles is daaroor net om jou fokus af te haal van dit wat regtig saak maak. En dan die laaste enetjie wat ek hier het, is dan ons gedagtes. Nou, soos ek net nou gesê het, hierdie stryd tussen lig en duisternis, die speelveld word ons gedagtewêreld. Nou, ons gedagtes is ons grootste vyand, as dit nie reg bestuur word nie. En dit is 'n magtige wapen in die hand van die Satan. Nou, sy pyle, wat hy op ons afskiet, is almal leuns. Onthou dit, sy pyle wat hy op ons afskiet, die gedagtes wat die vyand vir ons gee, is almal leuns. En baie van daai leuns is, ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan dit nie maak nie. Niemand is lief vir my nie. Ek is 'n mislukking. Sê nou maar net dit, sê nou maar net dat. Daai negatiewe pyle en daai leuns word die hele tyd op jou afgeskiet word. Ek het op 'n stadium in my lewe het ek so kosbare ondervinding gehad waar ek ook baie gebuk gegaan het onder hierdie leuns van die vyand. En veral rondom voorsiening en dinge. En op 'n dag leer die Here vir my 'n les. Ek ervaar die Here vra vir my, wat is die bron van alle stres? En toe ek nie kan antwoord nie, toe ervaar ek hoe hy my antwoord is, dat die basis van stres is, ek het nie nou in my hand, wat ek môre of oormôre of die einde van die maand gaan nodig hê nie. En daar leer die Here my 'n ding, alle stres is toekomsgerig. So as die vyand na jou toe kom en hy kom met 'n leuen, ons het geleer in ons lewe, as die vyand na my toe kom met 'n leuen, maar sê nou maar net dit, of sê nou maar net dit, dan sê ek vir hom, ons sal daai berg klim as ons by hom kom. En ons isoleer ons van daai vreespyle wat hy op ons wil afskiet. En dan gaan daar kom in julle lewe wat die vyand gaan kom en hy gaan kom met sy veroordeling, verseker. Ek dink hier's dalk miskien van ons naby hier wat miskien ook onder dit gaan deurloop. Hoekom het ek nie gedit nie, of hoekom het ek nie gedat nie? Kon dit nie maar so nie, of kon dit nie maar so nie? Maar dan wil ek hê julle moet hierdie wapen vandag in julle hand vat, Johannes 10 vers 10. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Dis nie ek nie, is nie my verkeerde optrede. Die dief het gekom om te steel en slag en te verwoes, maar die Here Jesus het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Nou, hoe staan ons hierdie aanslag van die Satan teë? En daar is net een manier, en dit is, bring dit na die lig toe. Daar is so 'n mooi skrifgie in 1 Johannes 1 vers 7 waar die Here sê, as ons in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en dan kan die bloed van Jesus ons reinig van al ons sonde. Nou die oomblik wanneer jy 'n ding, 'n wroging of 'n geheim in jou hart hou, kan niemand iets daaraan doen nie. Jy gaan alleen daarmee loop, jy gaan alleen daarmee sukkel. So wat jy ook al ervaar, of dit 'n wroging is, of dit 'n leerstelling is, of 'n hartseer, wat dit ook al mag wees, wat vir jou 'n emosionele wroging veroorsaak, wat die vyand gebruik as 'n stok om jou te slaan, bring dit net na die lig toe. Nou, hoe bring ons dit na die lig toe? Praat met iemand. Nou, 'n belangrike ding is, begin met die Here Jesus te praat oor jou emosionele wroginge. Here, ek het so hierdie ervaring in my hart, ek is nie goed genoeg nie.
En as jy gaan kyk wat sê die woord, dan sê die woord weer, maar deur my is jy tot alles in staat, omdat ek vir jou die krag gee. Vir elke menslike behoefte is daar 'n oplossing in die woord, as ons dit net wil gaan soek. Nou, ongelukkig weer eens met permissie gesê is dat sielkundiges het nie altyd vir ons die oplossing en die antwoord nie. Want die sielkundiges verstaan nie die dimensie van die gees nie, en ons gaan nou 'n bietjie daarby stil staan. Hulle kyk net na dit wat in die siel aangaan en hulle probeer die siel oriënteer om anders te dink of anders te reageer, en dan gee hulle vir jou medikasie om die gevolge van jou negatiewe denke of wat ook al te onderdruk. Maar die oomblik as jy van daai medikasie ophou gebruik, dan is die probleem terug. So sielkundiges het nie altyd die oplossing nie, want hierdie probleem waarmee ons sit in ons geesteswêreld moet op 'n geestelike vlak hanteer word. As ek nou weer eens 'n eenvoudige voorbeeld kan gebruik, enige van ons sterk manne hierso, as jy 'n leë koeldrankblikkie het, dan kan jy daai koeldrankblikkie vat en jy kan hom so in mekaar druk. Maar as daai koeldrankblikkie vol is daar nie 'n manier dat jy vir hom gaan papdruk nie. Nou sien ons tussen hierdie twee pole. Hier sit ons met 'n dief en 'n rower. Hier sien ons met Jesus wat 'n prys vir ons betaal het. Hy is ons verlosser, hy wil ons verlosser wees. Ek sien altyd die ou groot sambreel. Nou, dit is een ding om aan hierdie kant van die speelveld te beweeg en bewus te wees van daar is 'n sambreel van beskerming waarna toe ek kan hardloop wanneer daar 'n probleem is. Maar dit is nog nie die uiteinde van die saak nie. Daar is nog 'n dieper dimensie daaraan verbonde. En dit is nie net om te weet van die sambreel nie, maar dat die sambreel van God se beskerming 'n deel van jou lewe word. Nou die aanslag van die Satan is op die siel van die mens. Die siel van die mens wat gekoppel is aan ons denke, ons emosies, ons wil en ons intellek. Dit is die area van ons lewe waarin hy inspraak uitoefen. Maar God kom en God wil deur die wedergeboorte wil hy ons gees vernuwe. En die oomblik as hy jou gees vernuwe, want jou gees is van 'n hoër orde as jou siel. Die oomblik as jy deur die wedergeboorte gaan en jou gees word vernuwe, dan kan jy onmiddellik na jou siel toe terugkom vanuit 'n hoër orde en jy kan vir jou siel sê, as hy kom met 'n leuen in jou sielsarea, dan kan jy vir hom sê, maar daar staan geskrywe. En dit is hoekom dit so belangrik is, toe Jesus in Matteus 4 en Lukas 4, toe hy in versoeking in die woestyn was, elke pyl wat die vyand afgeskiet het op die siel en op die intellek van Jesus, is dit so dat jy die kind van God is? Is dit so? En elke keer as die vyand 'n pyl op Jesus afgeskiet het Jesus hom geantwoord met 'n skrif en hy daarmee die krag en die impak van daai pyl het hy geëlimineer. Nou, slegs vanuit die dimensie van die gees kan ons werklik waar in oorwinning leef. Iemand het eendag 'n mooi voorbeeld gebruik, toe sê hy, as jou Bybel uitmekaar uitval, en ek sê dit nie veroordeling nie, asseblief hoor my mooi, ek sê dit nie veroordeling nie, maar as jou Bybel uitmekaar uitval, dan beteken dit jou lewe sal nooit uitmekaar uitval nie. Want hierin is die plan van God vir elkeen van ons. Hier sien ons die karakter, die aard en natuur van God. Ons sien selfs die aard en die karakter en die natuur van Satan hierin, sodat ons weet ons versigtig moet wees vir hom. Maar die plan wat God vir ons lewe het, is vir ons duidelik opgeteken in die woord. Maar dit kan vir ons niks beteken as ons nie by die woord uitkom nie. Vat jou woord, gaan ondersoek jou woord. Ek wens ek vir julle kan wys hoe lyk my woord. Hy is bekrap en hy is gemerk en hy is geplak en hy is gespoeg. Want dit is vir my die bron van lewe. Hoe leer ek God ken as ek nie blootstelling het aan die woord nie? En dit is ons groot probleem vandag. Ek praat vandag met mense wat hier sit, wat nog kans en geleentheid het. Ons kan nie bekostig om ons lewe terug sonder God en sonder sy woord nie. As jy nie 'n verhouding met die woord van God het nie, het jy ook nie 'n verhouding met God nie, want hoe anders leer jy hom ken as deur die woord. En ek weet, hier sit baie mense met innerlike stryd vanoggend, baie jong mense vanoggend, ek dank die Here vir elkeen wat hier is vanoggend.
Baie mense wat sit met hierdie innerlike stryd. En net soos wat Satan vir ons 'n realiteit is, net soos Jesus Christus vir ons 'n realiteit, maar ons moet uit die speelveld van die Satan uitkom, ons moet onder die beskerming van die Here Jesus inkom. Satan dwing hom op ons af. Hy hou nie op met sy pyle wat hy op ons afskiet nie. Hy hou nie op nie. Maar Jesus inteendeel, hy skiet nie pyle af nie, hy dwing hom nie op ons af nie. Hy sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, en ek wil vir jou rus gee. Jy wat vermoeid en belas is, die Here nooi jou uit vanoggend, kom na my toe, ek wil vir jou rus gee. En ek dink dit is seker die grootste verskil tussen hierdie twee pole waar tussen ons staan. Satan is 'n dief en 'n rower. Jesus is 'n gentleman. Hy skop nie die deur af nie, hy klop. En as jy nie die deur oopmaak nie, hy gaan hom nie oopmaak nie. Jy alleen kan daardie deur oopmaak. Ek wil vandag elkeen uitnooi. Kom ons besin oor ons lewe. Die lewe is net 'n oogknip. Waar staan ek en jy tussen hierdie twee pole? En ons moet vandag 'n keuse maak tussen lig en duisternis. Want as ons nie 'n keuse maak vir die lig nie, gaan die duisternis vir ons insluk. In die dag toe Jesus Christus daar aan die kruis vasgespijker is, kon hy niks meer doen. Hy het net uitgeroep, dit is volbring. Hy is vasgespijker. Hy kan niks meer doen nie, en daar het hy gesterwe. Jesus het sy skuif gemaak op die skaakmat. Nou wag hy vir elkeen van ons om ons skuif te maak. Hy wag nog steeds met oop arms, maar nie meer vasgespijkerde arms nie. Hy wag met oop arms om te sê, kom in, my geliefde, kom in, wag vir jou. Mag die Here vir ons help in hierdie groot besluit. Vir die eenvoudige rede, nie een van ons wat hier so sit, het lewe in ons eie hand nie. Nie eers Monique het die lewe in haar hand gehad nie. Dit was vir haar 'n wroging, dit was vir haar 'n stryd, totdat sy op daai dag na die plek gekom het. Elkeen van ons het 'n keuse. Kom na die lig toe. Die Here wag daar vir ons. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U nog nooit verander het nie. Dankie dat U nog steeds wag en uitkyk. Soos die Vader vir die verlore seun. Dankie Here, dat ons ook weer daar is 'n dag, dat U weer gaan terugkom, om die vyand se werke finaal te kom verbreek, en U koningsheerskappy te kom vestig. En ons sê vir U baie dankie, dat dit vir ons 'n hoop en 'n verwagting in ons hart is. Ek wil bid vir hierdie familie, my Vader, dat U vir hulle sal dra in hierdie dae wat voorlê. Vir Rian in die besonder as hy in daai donker kamer instap. Vir die kindertjies as hulle verlang na hulle ma. Dat U maar net vir hulle sal omvou, dat U vir hulle sal vertroos, dat U vir hulle sal versterk. Ons gee U vanoggend net weer al die lof en die eer aan die aanbidding. Dat U die lig is en dat U die lewe is. Dankie dat die deur van genade nog oop staan vir elkeen van ons wat vanoggend hier is. En ons dankie dat U vir ons die lewe berei het. En Jesus Christus, help ons, Here, om hierdie lewe aan te gryp en dit ons eie te maak. Dat U nie net vir ons 'n God van hoorsê sal wees nie,
Maar soos ou Job gesê het, ek het U van aangesig tot aangesig gesien. En ons dank U vir die genade, my Vader, in Jesus ons Here. Amen. En terwyl ons nou hier so sit, en ons nou gaan vandag, wil ek maar net sê, laat die vrede van die Here, wat die verstand van die mens te boven gaan, elkeen van ons se deel wees. As daar wroging in jou hart is, gaan na hom toe, die bron van vrede. Mag die Here met elkeen